Brahma. In vandag se lewe hoor ons soveel mense sê, ek het 'n verhouding met Jesus Christus. Is dit nie so nie? Dit gaan alles oor 'n verhouding. En dit is tog die waarheid, maar hulle het 'n verhouding, maar dissipline, heiligmaking en geen gehoorsaamheid wil hulle hê. Nee, met die verhouding. Hulle vat die verhouding, maar dissipline, heiligmaking en gehoorsaamheid aan die woord wat die Here gesê het, dit wil hulle een kant toeskuif. En ons weet dat elke verhouding het reëls. Daar is reëls in elke verhouding. Jesus het nie net gekom om ons te red nie, maar hy het ook gekom om ons Here te wees. Né? En Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. So hierdie verhouding gaan saam met wat Jesus homself sê, my gebooie. Julle het 'n verhouding met my, maar julle my gebooie ook lê. Liefde vir Jesus word bewys deur gehoorsaamheid aan hom. Né? Hoe kan jy vir hom sê jy's lief vir hom, maar jy het hom nie gehoorsaam nie? Enige verhouding breek op as daar nie reëls is nie. Né? Dit breek uit mekaar uit. Daar moet reëls wees, daar moet perke wees. En elke verhouding, ek meen as jy vat jou huwelik word gebou op respek vir mekaar. As jy in 'n huwelik is met iemand, jy het nie respek vir jy nie, hoe lank gaan 'n huwelik hou? Op dit gebaseer op eerlikheid met mekaar. Die eerlikheid tussen iemand wat 'n verhouding het met die ander een, die eerlikheid met mekaar, dis tog 'n reël. Jy kan mos nie iemand in 'n verhouding wees of getroud met iemand wees wat nie eerlik is met jou nie. Is dit nie so nie? En getrouheid. As jy 'n verhouding het met iemand, moet julle getrou wees aan mekaar. Hoe sal jy voel as jou maat agter iemand anders aan hardloop en dan die kant toe en dan die kant toe? Is dit nie so nie? 'n Verhouding wat soos in 'n huwelik is, moet daar reëls, daar's boundaries in dit. Daar's wetlike reëls rondom 'n verhouding, 'n getroude lewe. Selfs in 'n vriendskap, 'n gewone vriendskap, moet jy tog die ander een kan vertrou. Jy moet mos jou vriend vertrou, jou vriendin vertrou. Is dit nie so nie? Jou vriendin of jou vriend moet met jou die waarheid praat en hulle moet lojaal teenoor jou wees. As ek nou net dink as vrouens na 'n smart geleentheid toe gaan en hulle trek mooi aan vir die geleentheid. En op pad soontoe sien die vriendin, maar my vriendin se rok het geskeur agter, of daar's 'n kol of daar's iets fout met haar rok. Gaan sy stil bly. En na die hele pragtige alles wat hulle gehad het, sê 'n wildvreemde vrou vir haar, hoor jy jou rok is geskeur agter. En jy kom agter, my vriendin het dit al by die huis gesien en sy het my nie gesê nie. Wat 'n verhouding is dit? Ek sê vir jou, daai verhouding stop net daar. Want sy het geen die waarheid vir jou gepraat nie en het geen loyaliteit teenoor jou nie. Sy wou jou eintlik in skande bring. Dis wat haar gedagtes is. Enige verhouding het reëls en het perke en is so. Daar is reëls daaraan. Hoeveel te meer ons verhouding met God? Nee? Is dit nie so nie? God is liefde, maar God is ook heilig. Praat ek waar? Hy is 'n heilige God. Genade gee ons toegang tot God. Maar gehoorsaamheid hou ons by God. Gehoorsaamheid om sy wet te doen. Hou ons by God. Ja, dit klink nou snaaks, pastoor. Jesus het nooit godsdienstigheid veroordeel nie, wat uit gehoorsaamheid kom nie. Uit gehoorsaamheid uitkom nie. Nog nooit nie. Hy het valse godsdienste veroordeel. Hy het skynheiliges geoordeel. Hierdie ou wat gepreek het, daar so gebid het, Here, dankie tog, ek is nie soos daai ou nie. Dankie tog, ek is nie soos daai ou nie. Nee, hy het hom veroordeel. Hy het koue rituele veroordeel. Meen julle fariseërs, julle was die beker so mooi skoon binnekant. Maar binnekant, wat is als binnekant die bekertjie? Julle verf julle grafstene mooi wit.
maar binnekant is daar doodsbene. Sulke dooie rituele, julle was julle hande, maar julle binnekant is julle dood van self. Dit het hy veroordeel. Maar enige godsdienst wat uit gehoorsaamheid, uit eerlikheid uitkom, het hy nooit veroordeel nie. Mense wat voorgee, dat hulle is wat hulle nie is nie, dit het hy veroordeel. Hy het nooit heiligheid veroordeel nie, nog nooit nie. Vandag noem mense, as jy praat oor gebed, heilige lewe wat jy moet hê, sonde wat jy moet aflê, reinheid, gehoorsaamheid, dan sê hulle vir jou maklik, jy word nou godsdienstig. Is dit nie so nie? En die mense wat geeste so baie praat sê, dis 'n gees van godsdienstigheid. Praat ek waar? Het julle dit al gehoor? Maar jy kan nie 'n verhouding met God hê sonder reëls nie. Nooit nie. Die Bybel noem dit, wat ek nou van gelees het, dissipline. En dissipline, eintlik disippelskap. Disipel en dissipline is basies dieselfde woord. Disipel het dissipline. Is ek reg? Heiligmaking. Dis wat hy dit noem. Hy noem, dis wandel met God. As jy bid, jy sterf jou sondes af, jy het die wewe wat jy begin regkry na God se kant toe, dan begin jy wandel met God. Soos ons sê, genade gee jou toegang tot God, maar gehoorsaamheid aan God, hou jou naby God. Is dit nie? Hebreërs 12 vers 6, vers 5. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie. Dis wat die Here Jesus self sê, of deur Paulus, né? God verander nie sy standaarde nie. Wat sonde en 'n gruwel was in die Ou Testament, is nog steeds vandag 'n sonde en 'n gruwel in sy oë. God sal nie verander na soos die wêreld verander nie. Die wêreld het daai tyd so aangetrek en die kleredrag het so verander, die mense het van donkies na motors en vliegtuie verander, maar God het nooit verander nie. Sy waardes staan vandag nog net so vas soos wat dit daai tyd was. Is dit nie so nie? Die dwaling sê, daar was eendag 'n man wat gesterf het op Golgotha met die naam van Jesus. Glo net in hom. Dan, hy het reeds vir al jou sondes vergewe, gesterwe. Jy hoef nie iets anders te doen nie. Né? Nou, van toe af, jy kan nie nou meer sonde doen nie, jy maak foute, ja. Dit is wat jy doen. Maar die foute wat jy doen, gaan jou nie hemel hel toe stuur nie. Is dit nie so nie? Jy maak foute, en daar's 'n NG Dominee wat gepreek het oor slegte gewoontes. Né? Ek wonder wie ons het daai DVD gekyk. Ek wens ek het hy is lankal terug dood. Oor slegte gewoontes, ons noem ons nou dit wat ons verkeerd doen. Ag, dis net 'n slegte gewoonte. En daai dominee het dit so mooi uitgeklaar, wat slegte gewoontes eintlik maar is. Dis dieselfde of jy sondig. Né? Ons smeer dit toe, want Jesus het ons reeds vir ons sondes gesterwe. Né? Leef soos jy wil. Doen net dit wat vir jou lekker is. Né? Doen goed. Nou die dag te sê 'n vrou, man, as sy goed voel oor 'n ding, is dit die oortuiging van die Heilige Gees. Sê ek, nee, dit is nie so nie. Nee, dit is nie so nie. Niemand mag jou oordeel nie. Né? Maar ons het al 'n preek gehad oor die oordeel, né? Maar Jesus sê, verloon jouself. Neem jou kruis op en volg my. Nou wat sê Jesus dan nou? Anderster as wat die wêreld sê. Is dit nie? Hy sê jy moet jou kruis opneem. Jou kruis is al die goeders wat jy aankleef, dit wat jy verkeerd gedoen het. Hy sê, sit dit op die kruis. Maak klaar daarmee. Kruisig dit, begrawe dit. Dit moet verbykom. Al jou sondes, maak klaar daarmee. Kruisig dit, neem jou kruis op. Jou vleeslike maniere en gedagtes, kruisig dit, maak klaar daarmee. Tot jou trots, jou eie ek. Daai ekkie wat nie wil vrekkie. Daai ouetjie sit hom in die graf.
sit hom op 'n kruis, laat hy tot niet gaan. Die wêreldse gesindheid. Ons mense word so maklik weggesleer deur die wêreld en die wêreldse gesindheid. Jy kan nie later meer sien of dit 'n Christen is en of dit 'n wêreldse ou is nie. Die gebied tussen heilige kinders van die Here en die wêreld het so grys geword. Daar is nie meer 'n duidelike skeidslyn nie. Jesus homself sê in Openbaring, luister, al was jy maar koud, of was jy maar warm, maar omdat jy lou is, gaan ek jou uitspoeg. Jy kan nie een voet in die wêreld hê en een voet in Christus hê, en dink ek het 'n verhouding met die Here, en dit gaan alles wees nie. Daar is 'n duidelike lyn tussen 'n kind van die Here en 'n wêreldse kind. Jy kan nie, jy moet anderster lyk, jy moet anderster ryk, jy moet anderster loop, jy moet anderster praat, jy moet anderster optree as die wêreld. In die ou tyd, in die Israeliese tyd, het die Here die Israeliete laat rokkies dra, hulle moes taliete dra, hulle moes hoedjies dra, hulle mag nie dit geëet het, hulle mag nie dat geëet het nie, sodat die ander nasies kon sien, hulle is die uitverkore volk van God. Maar nou, dat ons almal een geword het, né? Nou moet jou opdrag, jou werke, jou optrede, jou praat, jou ryk, jou daaglikse handel en wandel, moet nou vir die mense sê, hier is 'n standvastige kind van die Here. Ons het nou die dag gepraat, as 'n pastoor, 'n ou biersjannetjie drink, saam met die manne aand, by die rugbyklub, en die een ou vat 'n bol brandewyn huis toe, en hy maak hom klaar, en hy slaan sy vrou uitmekaar uit. En die vrou bel die pastoor kom help jy asseblief, en hy kom daaraan, wat gaan hy ou sê? Ag, hierdie ou het net eens aan my gesuip, nou wat gaan hy vir my kom sê? Nee, daar's 'n duidelike streep tussen die wêreld en godsdiens. Is dit nie so nie? Daar's 'n duidelike streep. Maak nie saak wat mense sê nie. Maar Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader. Nou, wat nou? Pastoor, wat sê jy nou? Ek het mos 'n verhouding. Ek het een keer lang terug 'n gebedjie gebid. Daai gebedjie moet my deur my hele lewe dra. Ek hoef nie te maak of iets nie. Baie mense soek Jesus, die seëninge van Jesus, maar hulle soek nie Jesus as hulle Here nie. Né? Want as hy jou Here is, dan gaan die Here kyk na jou werke, na jou hoe jy handel en hoe jy wandel in die lewe. Dan kan jy maar sê wat jy sê, ek is so en ek is die en ek is so en ek is so pragtig en so aan. Dit tel niks nie. Jou werke sê jou uitwys. Paulus sê, wys my jou werke en ek sê jou geloof vir jou sê. Né? Jou werke en jou geloof loop hand aan hand. Gelykenis van die twee broers. Hierdie vader sê vir sy twee seuns, hoorie Piet, sal jy vandag vir my in die wingerd gaan werk? Ja, sê hy, ek sal werk, van son op tot son onder sal ek vir pa werk in die wingerd. Hy sê, Jesusie, dankie man. En hy gaan na die ander seun toe, hy sê, hoorie hierso, Klaas, sal jy vandag vir my in die wingerd gaan werk? Hy sê, nee pa, ek het ander planne. Ek wil ander goed gaan doen. Hy sê, oké, was dit maar reg so. Maar soos die dag gaan die ou wat gesê het, pa, ek gaan nie vandag, ek het my eie dinge om te doen, ek gaan nie vir jou vandag werk nie. Hy voel toe sleg, en hy gaan werk in sy pa se wingerd. Né? Hy gaan werk in die wingerd die heel dag. Die ander ou wat gesê, ja man, ek sal gaan pa, moenie worry nie, hy het nooit gegaan nie. Nou weet watter een van hulle het die wil van hulle vader gedoen. Die een wat gesê het, ek gaan nie, maar hy het gegaan. Sy werke het gesê, hy het sy wil van sy vader gedoen. Is dit nie so nie? 'n ware verhouding bring verandering. Jy kan sê wat jy wil. As jy met 'n vrou getroud is,
dan hoor jy wat hou die vrou van, en waarvan hou die man. En as die man nie van pampoen hou nie, maak jy nie van pampoen nie. Is dit nie so nie? Ja, hy hou nie daarvan nie. My pa het nie van boontjies gehou nie, my ma het nie van boontjies gemaak nie. Maar dis 'n verhouding wat jy leer ken. 'n Verhouding verander mense, hele doen en late. Die een hou van pap so, die een hou van pap so, jy pas maar aan by mekaar. 'n Ware ontmoeting met Jesus Christus kan nie onveranderd verbygaan nie. Daar is nie so iets. Jou hele lewe verander. Jy kan nie aangaan soos wat jy gister aangegaan het nie. Jy kan nie sê, ek het Jesus, maar ek lewe nog presies soos wat ek in die verlede gelewe het nie. Jy kan dit nie doen nie. Daar's 'n duidelike verandering in jou lewe. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, die ou dinge het verbygegaan. Alles, let wel, alles het nuut geword. Is dit nie so nie? Jy's 'n nuwe skepsel, jy verander van daai een wat in die wêreld was, wat verkeerde dinge gedoen het, anderster opgetree het. Die oomblik as jy die Here ontmoet, verander jy. Alles word anderster. Jy praat anderster, jy ryk anderster. Jou gedagtes verander rondom alles, rondom ander mense, rondom alles verander. Dan die Heilige Gees leer ons om in orde en waarheid. Hy leer ons van orde. Ons kan maar sê wat ons wil. Die Heilige Gees leer jou nie om te party nie. Hy leer jou om heilig te wees. Pinksterkrag is nie net in tale, in salwing en gawes nie. Dit is ook in heiligmaking, om heilig te wees en gehoorsaam aan die woord. Daar ook, dis die krag van Pinkster. Ons wat self Pinksterkerke noem, wat nie heiligmaking nastreef nie, wat nie gehoorsaam is aan die woord nie, kan jy jouself nie Pinkster noem nie. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde. As jy Heilige Gees, sê jy die Heilige Gees deelagtig geword, jy is gevul, jy is gedoop met die Heilige Gees. Die eerste ding wat hy jou doen, hy oortuig jou van jou verkeerde dade in die lewe. En jy bekeer jou daarvan, en jy lei 'n ander lewe. Hy lei ons in die waarheid van die woord. Hy bring dissipline in jou lewe in. Nee, dissipline begin in jou lewe inkom. Hy herinner jou aan wat dinge wat Jesus geleer het, wat hy vertel het. Die Bybel sê, as alles opgeskryf moet wees wat Jesus gesê het, is daar nie genoeg boeke om dit alles te onthou nie. Maar daarom het ons die Heilige Gees wat ons dit herinner, en hy lei ons daarin. Hy verander jou hele karakter. Iemand wat boosagtig was, en so gewees het, word 'n ander mens. Is dit nie so nie? Romeine 8:14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ander plek sê, jy gee jou die mag om kinders van God te word. Maar as jy deur die Heilige Gees, Gods Heilige Gees gelei word, dan is die mense kinders van God. 'n Verhouding met Jesus is nie losbandig nie. Dis nie wetteloos nie. Jy maak nie soos jy wil nie. Dit is liefde, dis gehoorsaamheid, dis heiligheid, en dis 'n oorgegeede lewe aan die Here. Met ander woorde, dis 'n verhouding met reëls. Daai verhouding het reëls. Daarom kan ons sê, 'n verhouding en godsdiens. Jy kan nie net godsdienstig wees nie. Daar's baie mense wat ons gehad het ook gesê, nee, die kerk sing te veel, en hou nie van die een nie, en hou nie van dit nie. Dis godsdienstig. Daai mense het nie 'n verhouding met die Here nie, want as jy 'n verhouding het met die Here, sal jou godsdienstigheid verander, om na die regte godsdienstig. Hy sê, die Bybel sê, al die slegte goed, was julle gewees, maar julle het julle laat afwas. Die ou mens, dit wat jy was, daai ongehoorsaamheid, ondissipline, al die ding, lê diep onder in die doopbad. Daar het jy dit gelos. By die Bybel sê, jy daai al die goeders laat afwas. Dit is nie meer nie. Dan
laaste versietjie wat ek wil lees. En julle moet die versietjie sommer aanteken in julle Bybels en sommer onthou, want hy het 'n mooi belofte by. Jakobus 1 vers 22. En word daders van die woord, nie net hoorders nie, wat julle self bedrieg nie. Is dit nie? As jy nie 'n dader van die woord van die Here is, die bedrieg jy jouself. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, daai ou is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg, en vergeet dadelik hoe hy gelyk. Maar hy wat diep insien, in die volmaakte wet van die vryheid, wat daar bly, hy sal, omdat hy nie net vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees, wat hy doen. Wil jy gelukkig wees, in wat jy doen? Moenie net 'n hoorder wees van die woord nie, begin 'n dader weer word van die woord. Dan sal jy gelukkig wees. Maak nie saak nie, enige iets wat 'n mens doen, jy kan vervuld kry, jy kan gewerksgenot kry in enige iets wat jy doen, maar word nie net 'n hoorder van die woord nie, want dan sê die Bybel, jy bedrieg jouself, maar word 'n dader van die woord. Dan kom hierdie belofte jou toe. Is dit nie mooi nie? Wie wil almal gelukkig wees in wat hulle doen? Amen. Nou word 'n dader van sy woord. Lees die woord. Bid. Moenie dink net jy gaan op 'n verhoudingkie, bietjie baie, kyk gou 'n versie of 2 op TikTok en daar gaan jy aan nie. Nee. Ek is nou die dag by my ma en langsaam bly om Attie, nie nader. Nou om Attie jare terug toe die AGS wou toemaak op die dorp, het hy van Frankfurt af gekom. Hy is nie 'n pastoor nie, hy is 'n gewone oom. Hy het by NCD gewerk, Clover, NCD daai tyd, vandag se Clover, en hy kom dienste hou hier op Vliers. En so het hy die kerk aan die gang gehou. Klein oomietjie, net so groot. Hy het so klein toeze Bybeltjie gehad. En hy het vir ons baie dienste gehou. En sy preek was so geskryf op so klein kaartjie, sy hele preek. Maar as hy daai Bybeltjie oopgezip het jy geweet, hier's 'n oom wat na in die Here is. Hy ken die Bybel seker soos die palm van sy hand. Ek loop nou die dag verby na my ma toe, hy bly in die woonstelletjie net langs my ma. Toe verbyloop, toe sit hy in die son en hy's diep in die Bybel in. Ek groet hom, hy hoor my nie eers, toe ek om Attie nie, so sê in die woord, en hy ken die Bybel uit sy kop uit. In die woord in, dis wat die Here sê, bly in sy woord, bly by hom. En om Attie was daar vir my, dit het my so geraak eintlik, om te kan sien dat die oom wat eintlik als weet, nog steeds diep in die Bybel in is. Nie boeke oor die Bybel nie, die Bybel homself. Is dit nie so nie? Laat ons daders word van die woord, en nie net hoorders nie. Dan gaan ons gelukkig wees in alles wat ons doen. Amen.